Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels môre met professor Waldo Krugel van die Noordwes Universiteit. Ons praat 'n bietjie oor Enoch Godongwana se toespraak wat vanmiddag gelewer moet word en wat ons kan verwag en waaroor ons sidder. Goeiemôre prof. Goeiemôre en dankie vir die geleentheid om met julle te gesels. Dis 'n voorreg om jou te hê. Prof, ons moet 'n bietjie praat oor die sentiment rondom die ekonomie. Die persepsies en die indrukke en die verwagtinge wat mense het. Is daar in ons ekonomie, die gemoedstoestand van Suid-Afrika se ekonomie, is daar 'n paar sleutelfaktore waarna mense kan verwys in die opbou tot hierdie begrotingsrede? Ja, ek dink mense het baie lanklaas so belang gestel in die begroting. Die moontlikheid van 'n 2% verhoging in die BTW-koers het ons almal wakker geskit. En ek dink baie meer mense luister vanmiddag na die minister as gewoonlik. Oor die algemeen dink ek mense was tot dusver optimisties oor ons ekonomiese vooruitsigte vir hierdie jaar. Die sakevertroue indekse is nie heeltemal daar nie, die aankope bestuurdersindekse is so bietjie af. Maar daar is nog 'n goeie kans as die minister vanmiddag vir ons 'n positiewe boodskap het, dink ek dat dit sentiment kan bou. Die nasionale gesondheidsversekering is natuurlik die ander ding waaroor Suid-Afrikaners hulle asem ophou en wonder almal waar gaan ons die geld kry vir 'n nasionale gesondheidsversekering. Is hierdie een van die punte wat aangeraak gaan word in die begroting? Ek twyfel. Ek dink wat hierdie eerste ronde, tweede ronde van die begroting gewys het, is dat daar is regtig nie geld nie. Die minister raap en skraap nou om 60 miljard bymekaar te sit vir hierdie jaar en ramings rondom 'n nasionale gesondheidsversekering is in die ordes van 300 en 400 miljard rand 'n jaar. So as hy nie eers die toelaag en die klein salarisverhoging waarvoor hy nie begroot het nie, as hy nie eers daai goed kan bekostig nie, hoe gaan hy uitkom by 'n nasionale gesondheidsversekering? En ons weet die besonderhede oor hoe hulle dink hulle dit wil bekostig is baie min. Mense moet nou begin dink aan belasting, dis wat almal oor bekommerd is. Ons dink aan BTW, ons dink aan belastingkerwes vir dalk verhoog en verlaag. Wat kan ons verwag? My gevoel is die minister gaan waarskynlik belasting moet verhoog. Net 'n kombinasie van besnoeiing saam met belastingverhoging, ek dink is die mees logiese plan. Soos sy eerste ronde poging vir ons gewys het, hy het toegedink, BTW is 'n stelsel wat werk en dit het 'n baie breë basis. So almal gaan 'n bietjie bydra tot hierdie ekstra inkomste wat hy nodig het. Ek hoop hy hou by daardie beginsel vandag, as hy nou moet belasting verhoog, dat hy sê maar gaan met 1% verhoging in BTW en dit dan aanvul met 'n bietjie inkomste uit blokkryping, dalk 'n klein verhoging van die brandstofheffing. Niemand van ons wil belastingverhogings hê nie, maar as ons naaste by daardie bykomende besteding wil finansier, het ons nie veel van 'n keuse nie. Besnoeiing is 'n opsie, maar ek dink nie hulle het regtig genoeg tyd gehad om lyn vir lyn 'n hersiening van besteding te doen en op sinvolle plekke te besnoei nie. So dit gaan moeilik wees om daardie tipe geld uit te besnoei in so kort tydjie. Jy sê praat nou van hulle het nie dalk nie regtig tyd gehad nie. Tyd is maar 'n kwessie. Veral as ons dink in die kabinetsvergadering wat vanoggend gaan plaasvind voor vanmiddag se aankondiging. Is die belasting was nog altyd die grootste kwessie gewees in die kabinet, nie waar nie? Dit is reg en ek dink dit is presies waaroor hulle vanoggend sal moet ooreenkom. Die oppositiepartye het hulle baie sterk uitgespreek teen 'n belastingverhoging. Later het selfs die ANC ministers gesê hulle was ook nie ten gunste van so 'n verhoging nie. En ja, dis politiese baie moeilike een. Die minister kan dalk nou beloof, sê gee my 'n 1% op BTW en dan later gee ek vir julle amper 'n Elon Musk Doge-styl hersiening van besteding, 'n ingrypende sny van vermorsing en wanbesteding ensovoorts. Maar kan die oppositiepartye daardie afkoop, kan hulle dit kies en kan hulle dit later afdwing en verduidelik aan hulle ondersteuners? Dit gaan die tyd ons nou leer. Dit is interessant, want as ons kyk na ons belastingbasis, was daar 'n artikel gewees wat gesê het omtrent 900 000 mense betaal 60% van belasting en dan 300 000 betaal die ander 30% van belasting. En wat ook die getalle is, dis regtig min. En die punt bly staan dat die belastingbasis regtig min is en kan jy aanhou verwag dat daai groepie mense eintlik maar
die hele land se finansies aan die gang kry, dan voel dit so half amper nie realisties as mens aanhou op daai trend nie. Jy gaan moet begin kyk oor of hoe brei ons die belastingbasis uit of hoe sny ons in besteding. En dan saam met dit het ons ook natuurlik hierdie uitgebreide basiese inkomstoelaag en hoe prakties is dit om daarmee aan te hou? En kan mens dit verhoog of wat doen mens daaromtrent? Daardie is presies die kwessies wat die minister in die gesig staar. En die belastingbasis is nie net smal in terme van individue nie. Dis 'n soortgelyke storie vir maatskappye. Daar's omtrent iets soos 400 groot maatskappye wat die absolute meerderheid van maatskappybelasting betaal. Meeste ander maatskappye is nie winsgewend genoeg dat hulle ook belasting betaal nie. So om daardie basis verder te belas, is nou regtig om bloed uit 'n klip uit te tap. En ek dink ook, dit is hoekom die minister dit nie in die eerste ronde voorgestel het nie. Hy besef, hierdie bron is maar baie dun, en die ware oplossing vir hierdie hele probleem is vinniger ekonomiese groei, meer werkskepping, en ons sal graag wil sien, wat sê hy rondom dit, maar mens moet besef, sy instrumente is besteding en belasting en so 'n bietjie skuld maak. So hy kan net soveel doen om ekonomiese groei te dryf. Die hervormings wat regtig nodig is vir groei, dit lê op ander plekke. Dis ander ministers en ander prosesse. Prof, dan verwys na mense werk gee, wat hoe meer mense werk, hoe meer belasting is daar. Die uitbreiding van die belastingbasis en dies meer. Maar daar was deur president Cyril Ramaphosa aanmerking gemaak oor 940 miljard rand belegging in infrastruktuurontwikkeling. Ons het al vorige presidente ook gehad wat infrastruktuurontwikkeling en mense aangestel het, jy weet, wat nie werk het nie, om te help met die infrastruktuuronderhoud. Kan ons meer van dit verwag in 2025? Ek dink dis die regte ding met infrastruktuur, instandhouding en dan uitbreiding is verseker wat ons nodig het in Suid-Afrika, maar sy syfers is nie nuwe syfers nie. Hierdie is wat al genoem is in die mini-begroting verlede jaar in November, en dis goed, wat die bedrag is eintlik reeds bekend. So daar's nie 'n groot toename wat ons kan verwag nie. Hierdie planne is dan vir die volgende 3 jaar, en dit moet dan uitgevoer word. Dis die ander uitdagings. Dis een ding om die geld te hê, dis nog moeiliker om dit reg te doen. As ons kyk na die internasionale monetaire fonds of die Wêreldbank, hoeveel druk kan daai groepe of daai instansies op ons uitoefen as ons kyk hoeveel skuld ons het en ons skuld moet betaal, en kan hulle druk uitoefen op herstrukturering as dit kom by ons finansies? Hulle albei het in die laaste paar weke nou van die kantlyn af raad geskree en aanbevelings gemaak wat die minister kan doen, maar direk kan hulle baie min druk uitoefen. Ons skuld, die grotere staatsskuld word meestal besit deur Suid-Afrikaanse eienaars. Daar is 'n gedeelte wat deur buitelandse beleggers besit word, maar dis nie die IMF en die Wêreldbank nie. Ons skuld by hulle is eintlik baie klein. So hulle kan raad gee en hulle kan die bietjie skuld wat ons by hulle het gebruik as 'n beginplek vir 'n bespreking, maar hulle kan nie waarlik druk op ons uitoefen nie. As mens kyk na die internasionale gevoel oor Suid-Afrika, ons praat spesifiek oor die feit, die grys status, rommelstatus en dies meer, waar lê ons gradering nou? Ons staan ongelukkig nog steeds op rommelstatus wat ons staatsskuld se gradering aanbetref, en ek dink die gryslys help niks daarmee nie. As ons so gou as wat ons van daardie lys kan afkom, te beter. So ek dink die sentiment in die breë is nie sleg nie, maar die laaste maand of wat het ons nou regtig koppe gestamp met die FSA, en dit lyk nie asof daar 'n plan is van ons regering se kant af om daardie verhoudinge veel te verbeter. Daar's baie al gesê, maar die optrede is baie min. Die gryslys, verduidelik net vir die kykers presies wat die gryslys is. Dit is 'n lys by die internasionale finansiële aksie taakspan, iets in daai lyn. Hulle maak die lys, maar dit gaan oor lande wat hulle dink die finansiële stelsel kan gebruik word vir die finansiering van geldwasery, terrorisme, sulke duidelike onwettige problematiese dinge, en hulle het eintlik gesê dit lyk asof Suid-Afrika so 'n kanaal kan wees. Nou is ons op die lys en het toe 'n klomp aanbevelings gemaak oor veranderings in regulering,
prosesse, standaarde, wetgewing wat nodig is om van die lys af te kom. So Tesourier is hard aan die werk daarmee en ek dink hulle het al sê maar iets soos 15 van die 17 aanbevelings deurgevoer. En dit is maar 'n proses en hopelik Suid-Afrika mik om teen Oktober hierdie jaar van die lys af te wees as alles goed loop. Prof, ons het so 'n minuut oor, as daar nie 'n begroting is nie. Eers is daar 'n kans dat daar nie 'n begroting kan plaasvind vandag nie en as daar nie is nie, wat is die nagevolge? Daar is 'n kans. Daar is die moontlikheid dat die minister die begroting kan voorlê en dat daar nie 'n meerderheidsstem is wat dit goedkeur nie. Dit is 'n wet. In die verlede het mense nie so daaroor gedink nie, want die meerderheidsregering het eenvoudig maar net hulle wet goedgekeur. So as dit nie gebeur nie, kan die staat sal aanhou funksioneer. Daar is die 3 jaar mediumtermyn bestedingsraamwerk, so hulle sal eenvoudig dan die begroting moet uitvoer wat minister Godongwana eintlik al laas jaar in November op die tafel gesit het. Maar dit is dan sonder die R370 toelaag. Dit is die verskil tussen die 4,5% en 5,5% verhoging van die staatsdienste loonrekening. Dit is daardie werke in die dokters, die onderwysers, almal wat ons van lees wat se werke ingedrang is in die staat. Dit sal dan eintlik 'n relatief inkrimpende begroting wees teenoor wat hy gehoop het om voor te lê. So ek dink 'n verlies aan vertroue in die proses en algemene bekommernis is dan op die tafel. So, dankie prof vir jou tyd vanmôre. Dis lekker om jou te gesels. Mense is effens bekommerd oor wat vanmiddag gaan gebeur dan nou na die laaste antwoord, maar ons hou duim vas. Baie dankie vir jou insig. Dis 'n plesier, dankie. Dis aan prof Waldo Kriel van die Noordwes Universiteit oor die begrotingsrede van minister Godongwana wat vanmiddag moet plaasvind.